kerkeld in voorbou. En nou een van die indrankers is, as jy na die dag in die saal ontvang, dan sympathie dink ons van Trudy Maas, Maas wat op die week dan sal ook die kalenders wat in die saal wees, en dit op die kalenders het nie, en die datum afval. As een gelofte dienst van die stadochtend, en 8 uur die welverdiend die hervormde kerk, en dan een gelofte feest met die ABK kerk, dis al langs en naad is, dit begin vroeger, maar die dienst is om 9 uur. Dan ons kersdienst is die 25 Desember om 8 uur die ochtend, nie 9 uur nie. En dan die oudjaarsdagdienst is om 11:30 die aand. Dat is die dienst van. Gemeente, goeiemorgen. Goeiemorgen. Welkom vanochtend by die erediens. Dis ek aan. Okay, ons gaan nou. Ja, al wat ek kan sê vir die afkondigings is, julle is baie welkom om die kersdiens by te woon, maar soos ons het gesê, 8 uur nie 9 uur soos ons gewone diens nie, en die oudejaarsdiens 11:30 die aand, nie die middag nie. Ek kan reël dat die kerk opgesluit word as iemand 11:30 die middag of oggend wil kom bid. Julle is baie welkom daartoe, maar die diens is om 11:30 die aand, met die gedagte dat wanneer ons basies klaar maak, ons die nuwe jaar in gebed ingaan. Dit van my kant af, kom ons neem 'n oomblik en word saam voor die Here stil. Dit gaan goed met die mens, wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God. Hemelvader, mag U die woorde van Psalm 146 vir ons waar wees. Mag dit met ons, wat ons hoop in die plaas, goed gaan. Mag ons, waar ons hier die einde van die jaar begin uitsien na 'n nuwe jaar, opgewonde is oor Kersfees wat nie meer baie ver weg is. U goedheid ervaar, beleef dat U met ons is, en weet dat ons nie hoef bekommerd te wees nie. Wat ook al hier op aarde en in die wêreld gebeur. God is met ons en dit sal met ons goed gaan. Here, ons wil ook vra, wees met elkeen wat op reis is, elkeen wat bietjie weg is vir die vakansie, boot bewaar hulle daar waar hulle gaan, mag hulle rus vind in U en gesond terugkom. Here, wees met elkeen wat by die tyd in die werk is, op diens is, op bystand is, mag U genade oor elkeen ook groot wees. Mag ons in die feestyd waar ons is, U genade, U guns, en U liefde ook ervaar. Amen. Ja. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here.
Vanoggend is die begin van die 3de week van die Adventstyd, wat begin het met hoop, dan oorgaan na vrede, en dan fokus op vrede wat mense in hulle vind. Ons het nie vanoggend baie jongstes, so julle kan na die tyd lekkertjie kon kry. Ek gaan hulle nie vanoggend na vore doen. Maar ek gaan 'n gedeelte uit die Johannes Evangelie lees om ons te herinner waarom die feestyd gaan, wat die hart van Kersfees is, die groot geskenk wat ons ontvang. Johannes 13 vers 34 en 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Nou as jy voeg die briewe in die Nuwe Testament by, weer te sê, wie sy broer lief het, het liefde, wie nie sy broer lief het nie, verstaan nie die liefde van God nie. Want ons onthou dat, wanneer ons Kersfees vier, wanneer ons in die tyd van die jaar is, wat ons die liefde herdenk, wat ons herinner word aan die hoop wat in ons harte moet wees, die vrede van God wat hierdie wêreld kan verander, die vreugde vir ons moet bring, is ons veronderstelling te onthou wat gebeur het. Die groot geskenk wat vir ons gegee is. God wat gekyk het na die wêreld en gesien het dat alles chaoties, problematies is en op die rand van 'n duisternis is. En gedoen het wat Johannes 3 vers 16 sê. So lief dat die wêreld gehad, hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat ons mag leef, sodat ons weer die verhouding met hom mag wees. Johannes 3 kom herinner ons wat dit van ons vra. Die liefde van God wat hy vir ons kom wys, kom vra, moet ons ook beoefen, leer vir mekaar lief te wees, mekaar om te gee. En in die tyd van die jaar is dit soms nogal moeilik nie, as jy enige winkel die laaste tyd was, sal jy waarskynlik agtergekom met die mense is nie regtig meer lus vir werk nie. So dienslewering het so klein bietjie gesak. Dit lyk ook as die dorp se verkeerstekens met verhof is, want die stopstrate werk as agterhoeke toegee tekens in die robotte is definitief nie te voorstel. En dis juist in die tyd wat het bietjie moeiliker is om liefde en genade met mekaar te hê, maar juist wat het die belangrikste is, om te midde daarvan ook God se liefde in hierdie wêreld uit te leef. Maar die wonderlike daarvan is, dit maak ons 'n uitsondering. Dit stel ons in staat om vir mense te wys dat te midde van kan ons omgee. Te midde van kan ons 'n voorbeeld wees van wat behoort te gebeur. Dus kom ons neem om en vra die Here om ons daarmee te help. Ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U ons goed ken en ten spyte daarvan kies om ons lief te hê. Gekies het om U seun aan ons te bestuur. Dis die groot geskenk om ons te kom vryspreek en om ons weer te wys hoe om in liefde te hê. Here, help ons asseblief om net die feestyd, hierdie lekker maar besige en anderste tyd van die jaar, tog ook liefde wees vir onsself, liefde wees vir ons medemens, en die liefde in hierdie wêreld uit te dra en uit te leef. Here, vergeef ons vir elke keer wat ons oorhaastig raak, wat ons nie uit liefde optree of in liefde werk. Help ons om asseblief elke dag gevul te word deur die Gees, sodat ons dit mag doen wat U ons vra, dat ons hierdie wêreld deur die liefde wat ons voel en uit ons vloei sal transformeer. Here, ons vra hierdie dinge nie uit verdienste, maar alleen deur die genade. Amen. Ons vra dat ons saam staan en ons geloof in die Here bely. Ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die enige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons kan maar ons plek neem. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 2, Matteus 11 vanaf vers 2. Ons bid tot U. Here, dankie dat ons alreeds vanoggend in ons voorsaam en in ons saam U naam kon loof, herinner kon word, waarom die tyd van jaar gaan. Dankie dat ons saam met soveel ander gemeentes in die Gees by een mag wees, om U te loof, om U te aanbid, om U woord aan te doen. Here, U ken ons harte en U weet wat elkeen van ons nodig het. Praat daarom asseblief met ons uit die woord. Mag ons vandag hier ontvang dit wat U vir ons bedoel het. Amen. Matteus 11 vanaf vers 2. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En het deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle: Gaan vertel vir die ons wat julle gehoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Hulle het weggegaan. Het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai het? Nee, maar wat het julle dan uitgegaan te sien? 'n man met deftige klere aan? Nee. Kyk, die wat deftig aantrek, kry mense in 'n koninklike paleis. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy, van wie daar geskrywe staan: Kyk, ek stuur my boodskapper voor my, hy sal die pad vir jou reguit. Dit verseker ek, onder die mense op die aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Tot daar so ons skriflesing vanoggend. Nie kan nie, dis laas week sê. Ons is in die week wat Advent gaan oor vreugde, 'n tyd waarin ons naby die Here behoort te wees, maar vreugde is in 'n sin vreemde gedagte. Dis nie iets wat vir ons altyd maklik sin maak in ons lewe eenvoudig verstaan nie, want wat is vreugde? Ons dink baie keer daaraan, dit is om bly te wees, dit is om sonder net te wees. En dit is eintlik 'n bietjie meer as dit, want daar's 'n verskil tussen bly wees en vreugde. Nou vir die wat gister die lotto gespeel het of eergisteraan die Powerball gespeel het,
julle mag dalk iewers so 'n boodskapie gekry het wat gesê het, baie geluk het gewen. Dan raak mens ons verskriklik bly en baie opgewonde, want ek het die lotto gewen. En as jy die boodskap oopmaak en dit sê R5.10. Ok, great. Ek het nie gehad nie, dis minder vir die kaartjie was. Jee. Dis die probleem met bly wees. Bly wees gaan oor emosie. Dit gaan oor wat jy op daardie oomblik voel en dit word van een oomblik na die volgende en verskriklik verander. Mens kan baie bly wees om iets en dan, een oomblik later is jy nie meer bly nie, wat is nie goed. Nog steeds dalk gewen, maar is nou nie meer die moeite werd. En daar's 'n rede hoekom dit belangrik is om te weet wat die verskil tussen die twee is, om te verstaan dat blydskap en vreugde nie dieselfde ding is nie. En daardie rede kom in by wat ons hier met Johannes die Doper sien. Johannes die Doper is baie lekker. Die ou gewees wat in die woestyn gegaan het, alles prys gegee het, en voor die Here gestaan het en gesê het, so spreek die Here, dis hoe mens moet leef, dis wat jy moet doen, opgewek, opgewonde, mense het van oral af gekom om na hom te luister, hulle gedoop, hulle bekeer en hulle lewens gedraai, en toe beland hy in die tronk. En daar is die mense met wie hy aanraking kom nie meer dieselfde. Daar beland hy in 'n situasie dat die ouens wat daar kom vir hom seker goed sê en Johannes begin twyfel, want hy was vas oortuig deur sy bediening maak hy die weg vir die Messias. Ja, hy gaan kort lewe, hy is in die tronk, hy gaan waarskynlik nie lewend daar uitkom nie, maar ten minste hy het die dinge gedoen en seker gemaak dat dinge reg is, en wanneer die Messias nou sal kom, so hy kan terugkyk en sê, kort, maar ek het gedoen wat ek moes. Ek het die punt bereik. Dis wonderlik. Daar waar hy met ons sit, met dit wat hy hoor hy, mense sê, Jesus spreek 'n paar snaakse goeders. Hy sê dinge wat ons nie regtig wil hoor. Hy sê byvoorbeeld, wees lief vir mekaar. Nie net, wees lief vir die ouens wat jy verhou, wees lief vir die ouens wat jy ondersteun nie, maar wees lief vir almal. Nie baie populêr nie, en dan sê hulle, dalk verstaan Jesus nie die wet so goed nie, dalk weet hy nie eintlik waaroor dit gaan. En terwyl al hierdie stemme in Johannes oor praat, begin hy twyfel, begin hy wonder, en as hy daar en dink hy nou, hierdie lewe wat ek geleef het, die opofferings wat ek gemaak het, dit alles wat ek deur is, sit ek nou in die tronk en gaan ek doodgaan, omdat ek gepreek het van 'n ou wat kom, en is nie die een wat nou hier is. So hy kry van sy disippels en sê vir hulle, gaan vra vir hom, gaan hoor, is dit hy, of moet ek baie bid dat my lewe langer gaan wees, dat ek dalk die Messias gaan sien, of gaan hy op my stilweg die niet verdwyn as nog 'n profeet wat gepreek het, gevra het mense te verander, en 300 jaar later is daar ook Johannes die Doper, sy preke wat sê, kom tot bekering en aan die einde, en hy is doodgemaak. Sonder verandering. Dan moet hulle nog langer wag. En dan kom hierdie disippels by Jesus, en hulle vra vir hom hierdie vraag, mense kan nogal indink hoe hulle moes voel, want van Johannes se disippels is ook van die disippels van 12, wat Jesus gevolg het, so hulle kom by, vir alle praktiese doeleindes, pelle, en vra vir die ou wat die pelle volg, is jy die Messias? Of is jy ook maar soos Johannes nog een wat reg gemaak? Moes 'n bietjie skaam en 'n bietjie bekommerd wees. En Jesus kon op verskeie maniere reageer het, want as iemand mense 'n vraagteken nou, jy moes nou dadelik begin verduidelik, dit en dit en dit en dit, en Jesus sou kom sê, kyk na my geslaglyn, ek is die regte familie gebore, kyk na die tekens, dis als mooi in plek, hy is gereed om die wet te vervul, maar dis nie wat Jesus doen nie. Jesus sê vir my, ons by die volgende sê,
Hy sê vir hulle, kyk en gaan getuig. Gaan vertel vir Johannes dit wat julle sien. Dieselfde woorde wat Jesus aan die einde van die evangelie sou sê, wanneer hy vir die discipels sê, gaan na die nasies en maak hulle my disciples. Maak hulle my volgelinge deur vir hulle te vertel wat julle gesien het, wat julle beleef het, wat julle ervaar het. Jesus raak nie aanvallend en kwaai op Johannes, vra wat nou nie. Hy sê, kyk, en gaan vertel dit wat julle sien. Wees 'n getuienis van dit wat aangaan, van dit wat gebeur, en dit moet vormend wees. En wat sê hy? Jesus self sê vir hulle, melaatses word gereinig. Nou, daar is 'n aantal melaatses wat in die Ou Testament gereinig word. Moses se sussie, nadat sy stout was, het 'n velsiekte gekry, toe sy tot bekering gekom, word sy genees. En Naaman word genees daarvan, en so nog een of twee ander. So dis nie 'n baie algemene ding gewees nie. Daar was 'n proses gewees wat jy kan volg as jy gereinig word, maar voor Jesus op aarde gewandel het en sy bediening begin het, was dit in meeste gevalle as jy melaats is, sorry John, was lekker om jou te ken, gaan bly daar waar jy ons nie kan aansteek, ons sal seker maak jy kos tot jy die Here gaan ontmoet. En Jesus beweeg op die aarde en ewe skielik word 'n ongeneesbare toestand genees. Mense wat blind is, sien. Wat hulle lewe lank sonder sig was, is nie net in staat om te sien, maar op 'n wonderbaarlike manier verstaan die koppe wat aangaan en kan hulle dit interpreteer. Verlamdes word genees, dat hulle kan loop. Vir arme mense, mense wat hopeloos is, mense wat nie weet wat om te verwag, of wat om te dink, van wat aangaan in hierdie wêreld nie, word die goeie nuus vertel, dat God vir hulle lief is, en God nie van hulle vergeet het. Jesus vertel vir Johannes en die disciples, hulle moet kyk, is dit wat aan die gebeur is? Is dit wat hulle raak sien? Die tekens van die Messias wat daar is. En hulle sou sonder enige twyfel dit nie kon raak sien en kon sê, wel, dis nie die Messias nie. Die oomblik wat hulle dit sien, sou hulle besef het. Dit is die Messias wat onder hulle is en alles wat die wet gesê het moet gebeur. Kom en vervul. Die wêreld is besig om te verander. En dan doen Jesus iets wat uiters vreemd is. Want Johannes, die ou wat die pad vir hom moes gereg maak het, getwyfel. En Jesus wag vir Johannes se discipels om klaar te wees, nie vir die mense wat daar was, toe hulle gehoor het hoe Johannes op 'n vraagteken, waar mense nou sou dink hy sal sê, sien, hy, die swak geloof. Mense wat nie luister, mense wat nie aandag nie. Vertel hy getuienis van Johannes die Doper en hy sê, wie het julle verwag om te kry in die woestyn? Nie die ou wat deftige klere aan het, wat in 'n paleis kon bly, maar iemand wat in geloof geleef het vir Here. En onder die mense gaan nie iemand kry wat beter is as hy. Jesus spreek sy vergifnis vir Johannes uit, omdat hy getwyfel het en wys daar, dat hy die weg gereed maak, selfs met sy vraag, versterk dit wat gebeur en maak dit so, dat mense minder hoef te twyfel. Maar hy sê ook, dat die geringste in die koninkryk meer as Johannes is. Die een wat glo sonder om te sê, die een wat dit doen wat die Here vra. Maar nie die geleentheid gehad het om te sê, Johannes, kan jy gou gaan kyk of dinge daar reg is? En dis wat Johannes gedoen het. Hy het letterlik gesê, gaan doen asseblief. En hulle sê, ja. En Jesus sê, soveel meer sal enigeen van ons wees, wat nie twyfel, wat is. Hierdie gedeelte is 'n moeilike een, want ek weet nie of ons geloof noodwendig veel sterker as Johannes die Doper is. Johannes wat stem uit die hemel uit hoor sê toe hy Jesus gedoop het, dis my geliefde seun, wie trots is en begin twyfel. As hy daaroor getwyfel het, dan sal dit nogal 'n ander situasie vir ons wees wat hoor, wonder
En moet leef in 'n wêreld wat nie altyd great is nie altyd maklik is nie, dinge nie altyd perfek gaan nie. As jy na Suid-Afrika kyk, ons is amper 90% Christen. Wat eintlik moet beteken, ons is die liefdevolste nasie op aarde, ons volg die reëls die meeste, ons sorg die beste vir mense wat swaar kry, daar is nie 'n persoon wat honger kry, koud slaap, of enige probleme in ons land het nie, en daar kan geen korrupsie wees nie, want die wet spreek dit self menigmaal teen korrupsie uit. So as 'n gelowige land wat amper almal glo, moet dit fantasties met ons gaan. Die realiteit dat dit nie doen nie, wys vir ons dat die wêreld moeilik is en geloof nie altyd maklik is. En soos Jesus vir Johannes vryspreek vir sy gelowe, word ons ook vrygespreek as ons in geloof optree. Daar is 'n belangrike rede hoekom Jesus Johannes se disippels uitgestuur het om vir hom te gaan getuig, vir hom te gaan vertel dit wat hulle sien. En dit kom nogal vroeër die week terwyl ek besig is om voor te berei, word ek 'n boodskap gestuur wat verskriklik oulik is en ek die punt drasties in 'n ander rigting gevat het, want dit het toe baie lekker en mooi gewerk daar. Ons almal ken seker die verhaal in die boek Daniël, dan sal Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, hulle het besluit, hulle gaan nie die koning aanbid nie, toe sê hy vir hulle, hy gaan hulle in 'n vuuroond gooi, en hulle land daar in die oond, vuur warm die wagte wat hulle ingegooi het, doodgestoei, maar hulle staan daar, en hulle oorleef. En as jy die kinderbybel storie ken, dan sal jy 'n prentjie gesien het waar Sadrag, Mesach en Abednego is, maar hulle staan en kyk vir 'n 4de persoon wat nie 4 is. Die ou wat hulle veilig hou, die ou wat seker maak hulle is okay. Maar as jy die boek Daniël gaan lees, dan is dit nie Sadrag, Mesach en Abednego wat die 4de man gesien het nie. Hulle het dit so beleef. Hulle is nie 4, maar hulle is kroeg. Dis scary, dis ongemaklik, dis problematies. Die een wat gesien het wat aangaan is, die koning wat sê, ons het 3 ouens ingegooi. Is daar nie 4 nie? Eers toe hy dit sê, het hulle waarskynlik besef dat hulle nie alleen is. En so gebeur dit baie keer in die lewe, daar's geleenthede soos waar Johannes is, wat die lewe moeilik is, dinge nie maklik gaan nie, en mens wonder, is ek alleen? Is ek nou besig om alleen deur die moeilike swaar tyd te gaan? Die Here is daar, die Here is werksaam, maar ons is baie keer nie iets wat dit raak sien. As iemand anders dit na ons situasie kyk, dan kyk hulle na dit met ander oë en sien soos in die geval van koning Nebukadneser, daar's 4 mense in die vuur. Daar's iemand wat help, daar's iemand wat beskerm, daar's iemand wat intree. Johannes se boodskappies wat hy teruggegaan het om getuig en vertel, ja, dinge is besig om te gebeur, dinge is besig om te verander. Verander Johannes se perspektief in so 'n manier dat hy nie meer hierdie oues wat, op die sit, hulle gaan my dood maak. Ek het nie my lewensdoel bereik nie. Ek het nie gekom by wat nodig is. En soms vir ons ook so. Weet ons almal wil baie graag goeie gaande gelowiges wees, met wie dit altyd goed gaan, wie se lewe eenvoudig is, wie se oes mooi inkom, sy salaris groter is as die uitgawes, en net die goeie in die lewe ervaar. Jesus het wel self gesê, as jy my volg, neem jou kruis op en volg my. Psalm 91, die bekende psalm wat gebruik word vir begrafnisse, sê Moses in 'n gebed, Here gee ons soveel seën, soveel vreugde, as wat daar droefheid in die lewe is. En vir ons is dit baie keer so dat wanneer ons die slegte beleef, wanneer ons in die moeilike situasie is, dan kyk ons net vas in dit wat aangaan. As jy nou die nuus lees, my ouers het 2 keer die week gebel om te vra, is jy nog daar? Want hulle het laasweek gehoor, daar is 'n sinkgat naby die dorp en dit val in, en hierdie week kry hulle weer 'n boodskap, mense moet versigtig wees in Carletonville, daar is sinkgat.
En ek het toevallig geweet van die een op die 14, maar ek het nie geweet van die ander nie. Vir my is dit, okay, daar is so gehad, ons bly, geen snaakse. Ons is maar in die situasie, dit beteken nou maar as jy in 14 moet ry, dan moet jy nou maar 'n bietjie vroeg ry, want is nou een van daai dinge. Maar hoe wonderlik is dit dat so 'n massiewe ding ingeval het en dit het nie gebeur terwyl die voertuig oor hom ry nie. Dit het nie gebeur terwyl iemand op pad huis toe was. Of in die aand wat mens niks op baie pad kan sien en, daar's water. Dit sal nie water wees nie. Nou kan mens getuig hoe groot met God se genade is. Ja, daar het aardige dinge gebeur. Maar soms ook iets fantasties, iets wonderlik. En hy ons wat mens anders ons oorbeeld. Dis waar die waarde van getuienis is. En vreugde kom daarby. Om te besef, God is met ons. Ons is nie alleen. Johannes sy disippels gaan terug na hom. En vandaan af getuig hy soveel, loof hy die Here soveel dat die ouens wat hom gevang hou besluit hy is nou besig met pyn en alie te raak en ontsnaap te raak. Want hulle kan nie meer hanteer hoe vasberade hierdie ou was wat begin negatief en moeilik raak. Vreugde kom nie daarom dat die lewe fantasties lekker is en alles goed gaan. Vrede kom daarom en wete dat God met ons is, dat ons nie alleen is, dat hy nog steeds in hierdie wêreld werksaam is. Alles is nie perfek nie en gaan dit nie altyd maklik nie. God is nog by ons. Die uitdaging daarmee is, dit gebeur nie wanneer ons met mense daaroor praat, vir mense vertel, en getuienis daaroor lewe. Dit is wonderlik hoe die negatiefste situasie soms 'n silwerrandjie baie wonderlik. Mense net daai bietjie hoop kan gee om aan te gaan. En vreugde van Here. En nie te ervaar wat te dra. In hierdie gedeelte in die 2020 vertaling is daar ietsie wat bygesit is wat ek graag vir julle wil lees. Wat Jesus sê in vers 6. En gelukkig of geseënd is elkeen wat nie met my aanstoot nie. Dis wat Jesus sê, waar die 83 vertaling sê, dit gaan goed met elkeen wat nie in my begin twyfel. Dis die oorspronklike meer wat nie aanstoot neem. Johannes se twyfel het begin daaroor dat mense gesê het, maar Jesus doen dit wat ons nie verwag nie. En so is dit ook. Ek kan hier so in Carleton wil wees en sê, die Here het my baie mooier plekke gevat om hierdie te vak bring en nou val die hele plek in duie. Daar's gate oralste in ons, met hierdie baie reën gaan sinkgate al hoe groter raak. Wat op die aarde maak mense nie. Dit is toevallig die lelikste dorpie wat ek nog gebly het. Behalwe Sekunda. Maar Sekunda het een voordeel gehad. Jy kan in Sekunda enige rigting kies met draadpad. Maak nie saak watter nie. In Carleton wil kan jy in 'n paar rigtings gaan waar dit mooi raak. Mense kan baie maklik aanstoot neem wanneer jy mee besig is en dink, dis aardig. Dan besef mens, is eintlik baie lekker. Vriendelike mense, verskriklik baie om te doen, naby alles wat mense nodig het. Net groot genoeg dat jy al die geriewe het, maar nie die stadsverkeer nie. En dis nou daai aardige ding. By ons, die laaste tyd, is dit erge verkeer as daar 3 mense by die boot is. Aardig. Selfs Bloemfontein se verkeer was erger as dit, en Kimberley se nog meer. Enige situasie kan 'n getuienis wees van God se goedheid, God se liefde, God se genade. En ons word hier in Kerstyd genooi om dit raak te sien en vir mekaar te vertel. Nie net vas te kyk en al die slegte goed, al die goed wat verkeerd is, maar ook raak te sien. Daar waar God werk. En as iemand onderdraak is, iemand negatief raak, dan ook vir hulle so 'n bietjie te getuig. Ek kan nie sien hier is wat. Kyk wat nie gebeur. Kyk hoe positief dit eintlik is. Kyk hoe ons eintlik kan sien. God is met ons. En wanneer dit gebeur, dan
liefde en vrede lewe. Dan kan ons die kies om te midde van wat aangaan, vreugde in ons harte te hê, wat ons weet, die Here is met ons, hy was nog altyd by ons, en hy sal ons bybly wat ook gebeur. Ons neem die tyd, word stil vir U, en vra ons stem om anders te leef. Ons bid saam. Hemelvader, vanoggend moet ek erken dat ek in ons hart so maklik en so baie keer, soos Johannes die Doper is, oorweldig word deur die situasie, vaskyk in die omstandighede, en negatief raak oor alles. En jy hoop, jy moet die vrede wat ons behoort te wees, verloor. En dan het nie reg my liefde in die wêreld uit te dra. Here, ons so baie kere dan versprei ons ook die twyfel. Dan veroorsaak ons ook dat die mense ons negatief raak, bekommerd raak en stres. Here, vergeef ons daarvan en help ons om anders te wees. Mag ons doen dit wat die seun vir ons gevra het. Here, mag ons hier op aarde ons omkyk met geopende oë, dat ons sal sien, daar waar ons werk, waar hoop gegee, waar mense 'n verskil maak, waar die Heilige Gees harte verander, mense besluit maak, om te doen dit wat U wil is. Here, mag ons 'n getuienis vir U wees, mag ons vir die wêreld vertel daar waar U betrokke is, daar waar U 'n verskil maak. Mag ons dit doen sodat mense mag besef. Hulle is nie alleen. U is met ons. Of ons nou in 'n goeie tyd is, of ons nou in 'n slegte tyd is. God staan ons by, soos hy nog altyd het. Hy het ons nog altyd deur elke moeilike situasie gelei, en sal ook hierdie. Here, help ons ook nie geïrriteerd of kwaad raak, of te begin twyfel, wanneer U werk, en dit nie is waar of hoe ons graag sou by dit moet wees. Om help ons om raak dat die besig is met elkeen van ons. En dit te gebruik as deel van die getuienis van die koninkryk. Here, mag ons die werk uitvoer van die groot opdrag om na die nasies te gaan en hulle die goeie nuus te vertel. Dat U vir ons lief is, dat U nog werksaam is, dat U ons nie alleen gelaat het, maar dat U liefde steeds op aarde versprei. Here, help ons om deel daarvan te word, deel te wees van die oplossing. Here, mag U genade vir ons genoeg wees. En mag het ook so wees, dat wanneer het op daai punt kom, niemand oor ons moet praat, hulle nie net sal fokus op ons twyfel, maar ook op elke wat ons die pad gereed gemaak, wat ons verander getuig het, wat ons U naam verheerlik het, en die vreugde in die wêreld ingebring het. Here, help ons om in hierdie Kerstyd nie negatief, nie kwaad te wees, maar 'n werklike vreugde te hê, en U weet dat God met ons is, dat U vir ons elkeen 'n duur prys betaal het, omdat U vir ons lief het. Mag dit ons dra en hoop gee, en mag dit ons lewens drasties verander. Here, ons vra hierdie ding, neem het ons verleen, maar alleen deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dank.
het so waar dit afkom my vergeet, so vergeef my asseblief. Die kerkkantoor sluit maandag 1 uur in die normale tyd, dan is die kerkkantoor toe tot, as ek reg onthou, die 5de Januarie maak hy weer oop, ek dink dit is 'n maandag. So van maandag die 5de tot die 5de is die kerkkantoor toe. Die Skribas fone is omdat hy die Marietes met verlof, Antoinette staan vir haar in. So as daar enigiets van die hand is, kan sy gekontak word, of my nommer wat op die blaadjie is, kan ook gebruik word as daar iets in die tyd gebeur. Kom ons staan saam en loof die Here met ons woord. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar tot in ewigheid. Amen.